As ons nie geduld het nie, kan ons nie God se woorde bewaar nie. Ons moet kan uithou tot die einde toe. Ons moet nie dwaasheid pleeg deur te dink, is daar geen God in hierdie kerk nie. Net omdat daar geen onmiddellike resultaat is soos ons verwag nie. Daar is baie vreemde en unieke klippe in die berge en in die see. Vir 10.000 jare is hulle deur allerhande winde en reëns gesny, geknip en gepynig. Dit is hoe hulle nou verskeie pragtige voorkoms kan hê. Sulke dinge kan nie oornag gebeur nie. Wanneer jy na God se werk kyk, alle dinge in die hemele en die aarde, het niks oornag gebeur nie. Om ons te laat weet dat alle dinge deur geduld en volharding bereik is, het God hierdie lering in Openbaring hoofstuk 3 vers 10 verlaat, omdat jy aan my opdrag gehoorsaam was om te volhard. Sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele bewoonde wêreld gaan aanbreek, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Ek kom gou, hou vas aan wat jy het, tot die einde toe, sodat niemand jou oorwinnaarskrans wegneem nie. Dit beteken, hoe wonderlik is die waarheid wat jy nou het? Hoe glorieryk sal jou toekoms wees? Hoekom gee jy die sleutel vir iemand anders? Met ander woorde, hoekom laat jy toe dat ander dit van jou afneem? Daar is niemand op hierdie aarde wat vry is van pyn en lyding terwyl hy die lewe van Christus volg nie. Dit is omdat daar geskrywe is dat elkeen wat die disipel van Christus wil wees, sy kruis moet opneem en hom moet volg. Daarom staan daar in vers 10 geskrywe, omdat jy aan my opdrag gehoorsaam was om te volhard, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing. Diegene wat volgens God se woord lewe, sal beskerm word op die dag van die laaste oordeel wanneer God die wêreld vernietig en hulle oordeel. God sal diegene beskerm wat volgens sy woord lewe. Kom ons lees dit weer. Omdat jy aan my opdrag gehoorsaam was om te volhard, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele bewoonde wêreld gaan aanbreek, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Ek kom gou, hou vas aan wat jy het, sodat niemand jou oorwinnaarskrans wegneem nie. Wie oorwin, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal nooit weer daar uitgaan nie. Verder sal ek ook die naam van my God daarop graveer, en die naam van die stad van my God, dit is die nuwe Jerusalem, wat van my God uit die hemel neerdal, en ook my nuwe naam. Ons moet dus diegene wees wat oorwin. Hoewel die resultaat van God se woord talm, wag daarvoor. Dit sal beslis kom en nie uitstel nie. God het vir ons sulke woorde van vertroosting gegee deur die profeet Habakuk. Wanneer ons God se opdrag gehoorsaam om geduldig te volhard tot die einde toe, sal God ons beskerm wanneer ons ook al in gevaar is. Kom ons graveer hierdie lering diep in die boek Openbaring. Ek vra jou om sy kinders te word wat hom volg, waar hy ons ook al lei. Ek wil graag vandag se preek afsluit. Baie dankie.